Handelinge 5 vers 1 tot 42. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus: Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voortgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedraai en begrawe. En na die verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het, en Petrus het haar aangespreek: Sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het, en sy sê ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar: Waarom het julle ooreengekom om vir die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jong manne het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En hulle was almal eendragtig saam in die pillergang van Salomo. En daar was niemand van die ander wat dit gewaag het om hom by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue, sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skade weer op iemand van hulle sou val. En die menigtes van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaar gekom en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was, en hulle is almal genees. En die hoofpriester het opgestaan en almal wat saam met hom was. Dit is die party van die Sadduseërs, en hulle was met nydigheid gevul, en hulle het die hande aan die apostels geslaan en hulle in die openbaar gevangenis gesit. Maar 'n engel van die Here het in die nag die deure van die gevangenis oopgemaak en hulle uitgelei en gesê: Gaan heen, staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe. En hulle het geluister en vroeg in die môre in die tempel gegaan en begin leer. Maar die hoofpriester en die wat saam met hom was, het gekom en die raad en al die oudstes van die kinders van Israel bymekaar geroep, en hulle het na die gevangenis gestuur om hulle te laat haal. Maar toe die dienaars daar kom, het hulle hul nie in die gevangenis gekry nie, en hulle het omgedraai en berig gebring en gesê: Die gevangenis het ons in alle sekerheid toegesluit gevind, en die wagte het buite gestaan voor die deure. Maar toe ons oopmaak, kry ons niemand daar binne nie. En toe die hoofpriester en die hoofman van die tempel en die owerpriesters hierdie woorde hoor, was hulle daarmee verleë, wat nou hiervan sou word. En daar kom een en bring aan hulle berig en sê: Kyk, die manne wat julle in gevangenis gesit het, staan in die tempel en leer die volk. Daarop gaan die hoofman met die dienaars en bring hulle, maar nie met geweld nie, uit vrees vir die volk dat hulle gestenig sou word. Hulle het hul dan gebring en voor die raad gestel, en die hoofpriester het hulle gevra en gesê: Het ons julle nie uitdruklik verbied om in die naam te leer nie? En kyk, julle het Jerusalem met julle leer vervul,
en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring. En Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het deur hom aan die kruishout te hang. Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Toe hulle dit hoor, was hulle woedend en wou hulle om die lewe bring. Maar 'n Fariseer met die naam van Gamaliel, 'n leraar van die wet wat by die hele volk hoog in aansig was, het in die raad opgestaan en bevel gegee dat hulle die apostels 'n bietjie buite toe moes bring. Toe sê hy vir hulle, Israeliete, pas op wat julle gaan doen met hierdie manne, want nie lang gelede nie, het Teudas opgestaan en gesê dat hy iets besonders was. By hom het 'n aantal mense, omtrent 400 aangesluit. Hy is gedood en almal wat na hom geluister het, is uitmekaar gejaag en het tot niet geword. En na hom het Judas, die Galileër, opgestaan en in die dae van die inskrywing en 'n aansienlike getal mense afveiling gemaak agter hom aan. Hy het ook omgekom en almal wat na hom geluister het, is verstrooi. En nou sê ek vir julle, bly af van hierdie manne en laat hulle staan, want as hierdie voorneme of hierdie werk uit soos mense is, sal dit vernietig word. Maar as dit uit God is, kan julle dit nie vernietig nie. Dat dit nie miskien bevind word dat julle selfs teen God stry nie. En hulle het na hom geluister, en nadat hulle die apostels ingeroep het, het hulle hul laat staan, en hulle bevel gegee om nie in die naam van Jesus te spreek nie, en hulle laat gaan. Hulle het toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te ly. En hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel van die huis tot huis te leer nie en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. Handelinge 5